Morgen, Heinz. Goed hoor. Gaan jy OK, toets, sy reg, dankie. Dan sit net voor die dienst, dan kan dis daai wat elke keer die Facebook. Nou, waar moet ons gaan heen? Nee, jy gaan weer terug op die line. Dan gaan ek sê live producer. Maar dit lyk asof hy Go live. Ja, nou lyk dit. Jy sien daai was nie daar. Nee, hy was nie. Hy was kapot geweest. Jy sien dit is dan was dit nog op Facebook. Maar ek kan nie nou vir julle sê waar dit kry. Ja, waar dit is. En my was dit ook van herples gehad en hy dit ook vir my sê, ja nee, dit is dit. Ja, jy moet echt gaan. Oké, dankie.
Guten Morgen allesamt, goeiemorgen. Hartelijk welkom bij ons erediens, wat dominee Annette Dreyer-Kreur vandag vir ons sal lei. Dankie Annette. Vandagse vers vir hierdie Sondag, genaamd Estomihi, staan in Lukas 18 vers 31. Kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die Seun van die Mens vervul word. Seht, wir gehen hinauf in Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschensohn. Die Kollekte vir laas Sondag was R5.335,50, waarvan die kinders R745,55 bygedra het. Vandagse kollekte samel ons vir sendingwerk in die kerk. Eerskomende Woensdag aand vind die eerste lydenstyd oordenking om 7 uur in ons kerk plaas. Soos julle sekerlik reeds in die gemeentebrief gelees het, het Pastor Keding 'n interessante tema vir hierdie oordenkings gekies, naamlik die vroue tydens die lydenstyd. Woensdag skop ons af met die vrou wat vir Jesus voor sy begrafnis salf, en dit kom uit Markus 14, die verse 3 tot 9. Almal, mans, vroue en kinders word hartlik uitgenooi na vanjaar se wêreldbiddagoordenking, eerskomende Vrydag om 18 uur in ons kerk. Die vroue van die Cook-eilande het die tema vir ons kleurvol daargestel. Elke van Schlichting van Pretoria hou vir ons die boodskap. Die biblioteekkomitee herinner almal om na die erediens biblioteek toe te gaan en daar 'n lekker koppie tee of koffie te geniet. Daar is 'n boekuitstalling en nog 'n verrassing of 2. Kom kyk self. Laaste, maar nie die minste nie. We are happy to welcome Ivor Bullock as our new congregational member. We all know him or have seen him around. Impressive about Ivor is when his wife Karen is on tea duty. They bring their whole team along. In an instant, tea is being served, cups are washed, and tea duty never seemed that easy. Ivor was born and bred in Rustenburg. He is an electrical engineer and has worked in many African countries. He often has to travel to faraway countries for a few weeks and then joins his family again for a break, and off he goes again. He's a wonderful husband to Karen and an amazing family man. They live in Patatadrai. We are excited, Ivor, to have you in our midst, and we wish you a warm welcome. Laat ons nou hierdie erediens in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vier. Amen.
Ons bid saam Psalm 31. By U, o Here, skuil ek, laat my nooit beskaamd staan nie, bevry my deur U geregtigheid. Want U is my rots en my bergvesting, en om U naam ontwil sal U my lei en my bestuur. In U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. En my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie. Red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Kyrie eleison. Christus eleison. Kyrie eleison. Heer aan God in die hoogste hemele. Die Here is met julle. In aansluiting tot Anet se preek gaan ek die 10 gebooie eers lees, soos wat dit voorgehou word in Eksodus 20. Heinz het vir ons 'n korter weergawe van die gebooie op die projektor, en ek lees dan die volle gedeelte uit Eksodus 20, en dan volg die gebed. Toe het God aan al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, aan die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf
laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in die 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Laat ons bid. Genadige God, deur die doop het U ons geroep om U te volg en as U kinders te lewe, lig en sout in U naam te wees. Ons dank U dat U ons waardig ag en in die 10 gebooie vir ons 'n padkaart gegee het vir ons lewe. Ons vra U, help ons om gehoor te gee aan U roepstem, sodat ons op U weë kan wandel. Ons vra dit in Jesus Christus, U Seun, wat vir ewig saam met U en die Heilige Gees leef en regeer. Amen. Die epistellesing kry ons in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 13. Sê nou, ek is so geestelik dat ek die tale kon praat wat die engele in die hemel praat en selfs nog 'n klomp ander, maar ek het nie ander mense lief nie. Wat dan? Vir die Here klink daardie geestelike gepraat dan aan niks anders nie as 'n geraas soos wanneer iemand teen yster kap. Sê nou, ek kan uitstekend preek, is hoogs geleerd in dinge van die Here en verstaan dinge van God wat ander mense nie eens weet nie. En boonop het ek nog die grootste geloof wat jy jou kan voorstel, maar ek het nie ander mense lief nie, is ek vir die Here 'n 0 op 'n kontrak. Al gee ek alles wat ek besit vir arme mense, en word as martelaar vir die Here verbrand, maar ek het nie lief nie, help dit alles niks. Om ander lief te hê, beteken om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie, om altyd alle mense so te hanteer, dat hulle graag by jou wil wees, sonder om bang te wees, dat jy hulle sleg mag behandel. Om ander mense dit wat hulle het, of kry te gun, sonder om lelik te wees, as hulle dinge het wat jy dalk nie het nie. Om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie. Om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie. Om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie. Om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. En om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen, te onthou, sodat jy hom kan terugkry nie. Maar liefde het ook grense. Liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur, soos God dit bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken geen einde nie. Liefde is nie iets wat 'n mens kan opgebruik en dan sê, nou is dit klaar nie. Maar die spesiale geskenke wat die Gees aan mense gee, soos om God se woord oor te dra, of in spesiale tale te praat, of om dinge van die godsdienst te verstaan waarvan ander nie veel weet nie.
dit sal nie vir altyd hou nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer die Gees dit nie meer vir ander mense sal gee nie, omdat dit nie meer nodig sal wees nie. Ons weet in elk geval nou nie alles en wat ons vir julle van God se wil vertel, is ook nie alles wat daar is om te weet nie. Maar daar sal 'n tyd kom wanneer alles volmaak sal wees, soos God dit bedoel het. Dan sal die dinge wat God net 'n tydjie wou gebruik het, nie meer nodig wees nie. Dit is eintlik maar so met 'n mens ook. Toe ek klein was, het ek nie soos 'n groot mens gepraat nie, maar soos 'n kind. Ek het ook gehou van dinge waarvan kinders hou en graag daaroor gepraat. Ek kon ook nie verstaan waaroor die groot mense praat nie, want ek het deur die oë van 'n kind na dinge gekyk. Maar toe het ek groot geword en dit alles het verander. Ons is nou nog eintlik maar in ons geestelike kinderskoene. Ons kan nie alles van God verstaan nie. Dit is of ons in 'n blinkerige stuk staal na onsself kyk. Ons kan nie alles mooi uitmaak wat ons sien nie, maar die tyd kom wanneer ons alles helder en duidelik sal sien, asof dit reg voor ons gebeur. Nou maak ons maar stuk uit van God en alles wat hy vir ons doen en beteken. Daar kom egter 'n tyd wanneer ek alles sal weet, net soos God nou alles van my weet. Tot daardie tyd kom, het ons 3 belangrike dinge wat ons op koers moet hou. Dit is die verhouding met God, die sekerheid dat hy sy beloftes sal hou en die liefde. En van hulle staan die liefde heel bo aan die lys. Tot sover. Die evangelielesing vind ons in Markus 8 vers 31 tot 38. Toe begin hy met hulle oor homself praat. Hy vertel hulle dat die Redder, die Seun van die Mens, baie swaar gaan kry en dat al die belangrikste leiers van die Jode, of dit op politieke of godsdienstige gebied is, teen hom gaan draai. Hulle gaan hom doodmaak, maar na 3 dae sal hy weer lewendig word. Jesus het niks weggesteek nie. Petrus gaan staan toe eenkant met Jesus en sê vir hom dat hy nie so moet praat nie. Jesus het egter omgedraai en na sy volgelinge gekyk. Hy praat toe streng met Petrus. "Gee pad agter my, Satan," sê hy. "Al wat vir jou saak maak, is wat mense wil hê. Jy gee nie om wat God wil hê nie." Jesus roep die ander mense toe ook na hom en sy volgelinge
toe en begin met hulle praat. As iemand my volgeling wil wees, moet hy sy hele lewe vir my gee. Ek sal met niks minder as dit tevrede wees nie. Om my te volg is nie altyd maklik nie. Dit is soos om jou eie kruis na jou dood toe te moet dra, as ek dit van jou vra. Dit is soos om jou eie doodsvonnis te teken. As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor. As jy egter bereid is om alles wat ek vir jou vra vir my te gee, al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig behou. Jy moet die keuse maak, maar vra eers vir jouself die volgende vraag: wat help dit as al die skatte in die wêreld joune is en daar is nie vir jou plek by God nie? 'n Mens kan nie vir jou 'n plek by God koop met al die geld in die wêreld nie. As iemand hom vir my of vir my boodskap skaam voor hierdie klomp goddelose, slegte mense in die wêreld, sal ek my vir daardie persoon skaam wanneer ek by my Vader en al sy engele in die hemel is. Tot sover. Kinders, mag julle vandag iets leer van Jesus se liefde en mag dit 'n vlammetjie in julle hart aansteek wat julle dan ook vir ander mense kan aangee, sodat julle God se liefde oor die hele wêreld mag versprei. Wie gaan die kersie dra? Sy. Mag die Here julle seën. Baie dankie. Oh
Broers en susters, waar begin kennis en wysheid? As ons net die antwoord op hierdie vraag kon hê, dan sou die lewe vir sou ons dit baie makliker kon maak. As ek geweet het waar om wysheid te bekom, dan kon ek mos die antwoorde op al my vrae kry en sou alles eenvoudig wees. Ek sou al my vraestelle op skool en op universiteit met lof kon slaag. Ek sou altyd die regte besluite vir my toekoms kon maak. Ek sou altyd so kon optree dat dit op die ou end tot my voordeel sou wees. Maar ongelukkig is dit nie so maklik nie. Wysheid is 'n skaars item. Wanneer kan iemand 'n wyse persoon genoem word? Party sal sê dis iemand wat geleerd is en slim is en baie dinge weet. Ander sal weer sê 'n wyse mens is iemand wat baie lewenservaring het, wat al uit sy foute geleer het en by wie jy kan gaan raad vra. Nog ander sal sê wysheid lê daarin as jy nuwe goed kan uitdink waaraan ander mense nog nie gedink het nie, wanneer jy innoverend is. In die boek Spreuke lees ons die woorde van 'n wyse mens. Die hele boek Spreuke is eintlik deur iemand geskryf waarna ander opgekyk het. Iemand by wie jy kon gaan raad vra en by wie jy kon leer, iemand waar daar geluister is. Maar die wysheid en kennis waarvan Spreuke praat, is anders as wat ons vandag onder wysheid verstaan. In Spreuke 1 vers 7 staan daar: kennis begin met die dien van die Here. Dis net dwaase wat wysheid gering ag. En vir die mense van Israel was wysheid absoluut gegrond in geloof en gehoorsaamheid aan God. Iemand is eers as wys beskou as hy vanuit die woord van die Here die hele lewe benader het. As hy volgens God se gebooie opgetree het. As jy die gebooie gehoorsaam het, dan was jy eers 'n wyse mens. As jy die Here gedien het, dan het jy kennis gehad. En broers en susters, die tema van vanoggend se erediens is ook gebed en gebod. Ons het reeds gehoor wat Ferdi vir ons gelees het, die 10 gebooie. Ons het die wet van die Here gehoor, maar waar kom die gebed in? Kom ons gaan lees nou wat die wyse man in Spreuke 28 geskryf het, wat gaan oor gebed en gebod. En dalk kan ons iets daaruit wys word. Ek lees vir ons vandag uit die woord van die Here met Spreuke 28 vers 1 tot 13. Die goddelose hardloop weg, al jaag niemand hom nie. Die regverdiges het die moed van 'n leeu. As daar opstand is in 'n land, is daar baie wat na mag gryp. As daar iemand met wysheid en kennis is, bly hy lank aan die bewind. 'n Man wat self arm is en arme mense uitbuit, is soos reën wat alles verspoel, sodat daar niks te ete oorbly nie. Wie die wet van die Here verontagsaam, praat met lof van goddelose mense. Wie die wet onderhou, beveg hulle. Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Die wat na die wil van die Here vra, het 'n goeie begrip van alles. Liewer arm wees en eerbaar lewe as oneerlik lewe en ryk wees. 'n Verstandige seun hou hom aan die wet van die Here. As die seun maats maak met mense wat vir niks eerbied het nie, bring hy skande oor sy vader. Wie groot rykdom versamel deur mense uit te buit, versamel dit vir iemand wat hom oor arme mense sal ontferm. As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here 'n afskeid hê van so 'n man se gebed.
Wie eerlike mense mislei sodat hulle die verkeerde pad loop, sal self in die gat val wat hy gegrawe het. Die opregte sal voorspoed geniet. 'n Ryk man kan dink hy het die wysheid in pag, maar 'n arme mens met insig sien deur hom. As regverdiges rede tot blydskap het, praat almal met trots daaroor. As goddelose mense aan die bewind kom, kruip die mense weg. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Ons lees net tot sover. Gemeente, gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit glo en ook daarvolgens lewe. Amen. Broers en susters, ek wil vandag fokus op veral een wysheidspreek in die gedeelte. Spreuke 28 vers 9, waar daar staan: As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here 'n afskuw hê van so 'n man se gebed. Kom ons laat dit net insink. Hierdie klink na baie harde woorde. Maar kom ons probeer vandag verstaan wat die wyse man van Spreuke wil sê, en dalk sal ons ook daaruit iets kan wys word. Ons sien hier 'n baie duidelike samehang tussen gebed en gebod. Hierdie wysheidspreek sê eintlik vir ons, gebed veronderstel dat jy die gebooie van God sal gehoorsaam. Kom ek probeer dit verduidelik. Die wyse man van Spreuke vertel vir ons van iemand wat hom doof hou vir God. Daardie persoon sê hy kan dit eintlik nie waag om tot God te bid nie. Nou in die oorspronklike taal word dit eintlik nog sterker uitgedruk. Die skrywer praat hier van iemand wat letterlik gaan en sy kop wegdraai van God af. Wat sy ore toedruk vir die Here en wat die Here vir hom wil sê. Soos iemand wat jou doelbewus wil ignoreer, sodat hy net nie kan hoor wat jy sê nie. En so iemand wat sy kop van God af wegdraai, wat weier om na God te luister, hy sê so 'n mens kan eintlik nie die vrymoedigheid hê om te bid nie. Hoekom nie? Want as jy doelbewus nie na God wil luister nie, sal jy in die eerste plek nie regtig weet wat om te bid nie. Die skrywer van Spreuke vergelyk so 'n mens wat nie na God wil luister nie, maar nog steeds wil bid, met 'n mens wat dronk is. Hy sê, dis soos iemand wat rondsteier en rondslinger en val oor sy eie voete en verdwaal. Die mens wat bid sonder om na God se wil te luister, is soos 'n verwarde mens wat rigtingloos rondsteier. Hoe kan jy tot God bid as jy nie bereid is om sy roepstem te hoor nie? Hoe kan jy verwag dat God na jou moet luister as jy nie bereid is om na hom te luister nie? Hoe kan jy iemand aanspreek wat jy nie eers ken nie? Dan tas jy in die duister rond en gaan jy op jou eind nêrens kom nie. Jy praat eintlik soos 'n dronk mens met jouself, want jy ken nie God nie. Iemand wat so bid, is vir God 'n gruwel, sê Spreuke. Hy stel dit baie kras. Maar ons moet ook onthou, in daardie tyd was 'n kind se gehoorsaamheid aan sy ouers vir die Jode 'n saak van eer. Jy as ouer is deur die gemeenskap geminag as jou kinders nie aan jou gehoorsaam is nie. En so het kinders eintlik skande oor die hele familie gebring. Dis soos 'n kind wat opstandig is teenoor sy ouers en nie na hulle wil luister nie, maar tog te gelykertyd allerlei eise aan sy ouers stel. Dit kan tog nie. Daar is 'n noue samehang tussen hoe ek luister en wat ek vra.
En hoor mooi, dit gaan nie hier oor verdienste nie, maar bloot die dinamika van 'n goeie verhouding. En dis waarom gebod en gebed met mekaar verweef is. En 'n mens sien hier die verweefdheid die duidelikste as 'n mens die gebod wat ons die beste ken met die gebed wat ons die beste ken gaan vergelyk. Want die 10 gebooie het 'n baie noue band met die Onse Vader gebed wat Jesus self vir ons en vir sy disippels leer. Die 10 gebooie en die Onse Vader gaan eintlik hand aan hand. Want elke bede binne die gebed vorm 'n teenpool van die gebod wat God of wat Jesus self vir ons gee. Byvoorbeeld, as ons in die Onse Vader bid, laat u naam geheilig word, dan veronderstel dit dat ons bereid sal wees om die gebod te gehoorsaam, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. As ons bid en sê, Here, gee ons daaglikse brood, dan moet ons na die gebod luister wat sê, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. As ons bid om vergewing, dan moet ons ook bereid wees om die gebod van naaste liefde na te kom en ander ook te vergewe. As ek vra dat God my nie in die versoeking moet laat kom nie, dan kan ek mos nie God uittart deur nie na sy gebooie te luister nie en te steel en te begeer nie. Ja, dit is eintlik godslasterlik om te bid en te sê, Here, laat u koninkryk kom, maar ek dwarsboom God se koninkryk in hierdie wêreld. As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here 'n afskeid hê van so 'n man se gebed. Gebed veronderstel gebod. Maar aan die ander kant is ook waar, die gebooie roep weer gebed op. Hoekom sê ek so? Want wanneer ek en jy met die gebooie van God gekonfronteer word, dan besef ons eintlik weer hoe sondig en magteloos ons eintlik is. Dikwels as ons weet sondig ons is, dan beteken dit, en dan wil ons baie keer ons kop wegdraai, want ons wil dit nie hoor nie. Ons wil nie weet van ons eie sonde nie. Maar wanneer ons die gebod van die Here hoor, dan dryf dit ons weer tot gebed, om God te vra, Here, gee my weer die krag om u gebode te gehoorsaam. En dit hou ook nie op nie. Met God se krag wat hy vir ons skenk, beteken dit dat ons weer met nuwe ywer sal probeer om sy gebod uit te voer. En broers en susters, as hierdie wisselwerking tussen gebed en gebod verbreek word, dan word beide eintlik sinloos. Dan is jou gebed 'n gruwel vir God, omdat sy gebod vir jou niks beteken nie. En as jy net sy gebod gehoorsaam sonder opregte gebed, dan het die gebod eintlik maar net 'n dooie ritueel sonder 'n werklike verhouding met God geword. As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here afskeid hê van so 'n man se gebed. En ek dink veral in vandag se lewe is hierdie wysheid waarvan Spreuke praat ontsettend belangrik. Want dit voel partykeer vir my of gebed deesdae dikwels deur mense verstaan word as hierdie towermiddel wat ons wense kan laat waar word. Maar ons is nie bereid om na God se woord te luister en daarvolgens op te tree nie. Dis tog hemelskreiend as jy weier om soos 'n kind van God te leef, maar intussen pleit jy as 'n kind by hom dat hy soos 'n goeie vader vir jou moet sorg en vir jou moet gee wat jy vra.
Ek lewe asof God nie bestaan nie. Ek draai my kop weg van hom af. Ek druk my ore toe om nie na hom te luister nie. Ek wil nie kerk toe kom nie. Ek wil regtig nie die Bybel lees nie. Ek het geen behoefte om sy woord te hoor nie. Maar as die nood druk, dan roep ek skielik. En weet julle, so maak ons eintlik van God 'n bespotting. Ek tas die eer van my Vader aan. Hoe kan ek, as ek te lui is om te werk, tot God bid dat hy sal voorsien in my daaglikse brood? As ek in die middernagtelike ure op plekke rondhang waar ek nie moet wees nie, dan kan ek mos nie bid en vra, Here, lei my nie in die versoeking nie. Dis mos skynheilig as ek die Here vra om my te vergewe, maar ek weier om my naaste te vergewe. En hoe kan ek vroom bid dat God my kinders moet bewaar, maar ek laat na om hulle in die geloof voor te gaan en toe te rus en die regte dinge te leer? As daardie wisselwerking tussen gebed en gebod ontbreek, is my gebed 'n bedrog en vir die Here afskuwelik. Maar kan ek en jy dit dan ooit weer waag om tot God te bid? Want elkeen van ons weet al hoe baie ons ore vir die Here toegedruk het, waar ons God se gebooie geïgnoreer het en doelbewus die verkeerde gedoen het. God gaan my straf vir al die kere wat ek verkeerd gedoen het en nie geluister het nie, en daarom gaan hy sy ore vir my toedruk as ek bid. Nee. Dis nie hoe God werk nie. Onthou, jou gebed is nie sinloos omdat God weier om na jou te luister nie. Omdat jy eintlik nie eers weet met wie jy praat nie. Jy ken nie jou Vader nie. En daarom styer jy eintlik rond soos 'n dronk mens. Jy weet nie wat om te sê nie, jy praat eintlik met jouself, want daar is nie 'n verhouding tussen jou en God nie. Omdat jy nie luister, sy met jou wil kommunikeer nie. Jy ken nie sy wil nie, en daarom ken jy hom ook nie. Maar hoor mooi, broers en susters, dit beteken nie aan die ander kant dat my gebede verhoor word as 'n beloning vir my gehoorsaamheid nie. Ek kom nie die Here se gebooie na sodat hy dan verplig is om te doen wat ek vra nie. Ja, baie van die Jode het so gedink en baie mense dink vandag nog so oor God. Nee, ek lewe naby my Vader. Ek is gehoorsaam aan hom omdat ek iets van sy genade ervaar. En omdat ek graag wil leer hoe om soos sy kind op te tree. En dit beteken dat telkens wanneer ek besef dat ek nie daarin slaag om volkome aan God gehoorsaam te wees nie, ek die vrymoedigheid het om dit in die gebed voor hom te bely en om vergifnis te vra. Nie my ore toe te druk en al hoe verder van hom af weg te dryf nie. Miskien sal ek dit nog duideliker maak as ek sê dat gebed gedra word deur my verhouding met God. Want in 'n verhouding kommunikeer 'n mens mos. God praat en ek luister, maar ek kan ook met God praat en hy luister na my. En weet jy, broers en susters, dis eintlik 'n wonderwerk. Daar is geen meer offers wat ons hoef te bring om met God te kan kommunikeer nie. Daar's geen skeiding tussen ons en God nie. Ons kan direk met God praat. En hy praat met ons. As net ek aan die woord kom, sonder om eers na God te luister, dan is dit mos 'n monoloog. Dis eenrigting kommunikasie. En dan is gebed eintlik maar soos 'n inkopieslys waarmee ek winkel toe gaan. Daar's geen verhouding nie.
Gebed en gebod begin by God. Hy het ons uitgekies. Hy het aan ons sy genade gegee deur sy seun Jesus Christus na hierdie aarde toe te stuur. En daarom kan ons eintlik eers ons verhouding met God waarvan gebed deel is verstaan in en deur Jesus Christus. Wanneer ons Christus leer ken in sy woord en ons omgang met die woord, dan leer ons ook God ken as 'n genadige Vader. Want deur Jesus het God naby aan ons gekom en ons naby aan hom gekom, word hy ons Vader en kan ons soos kinders met hom praat en hom Vader, Abba, Papa noem. En dan kan ons mos nie anders as om te luister as hy met ons praat nie. En dan kry ons ook die vrymoedigheid om te bid en te vra en eintlik sommer maar net met God te gesels. Ek dink ons moet partykeer ophou om ons ore uit te leen vir mense en allerlei slim praatjies met al hulle kits antwoorde. Doen dit en jy sal gelukkig wees, doen dat en maak so en jy gaan 'n sukses van jou lewe maak. Ons moet dalk wysheid en geluk op 'n ander plek gaan soek. Luister na die wysheid van Spreuke. Die wysheid wat lê in gehoorsaamheid aan God. Wysheid wat lê in die gebod wat uitloop in gebed. Hierdie wysheid, hoor mooi, waarborg nie aardse geluk en belonings nie, maar dit waarborg wel 'n lewende, dinamiese verhouding met God. 'n God waarmee ek en jy vrylik mag kommunikeer. Ware lewensgeluk begin by die spanning tussen gebed en gebod. En telkens wanneer ek ophou om my doof te hou, wanneer ek God se gebod hoor, dan besef ek mos ek skuldig. En wat doen dit? Dit dwing my op my knieë in gebed om te vra dat die Here my sal vergewe en genadig sal wees. En as ek in die teenwoordigheid van God in my gebed weer sy vrede en sy vergewing vind en ervaar, dan dryf dit my weer na God se gebod om hom en my naaste in dankbaarheid lief te hê, soos wat hy my liefhet. Broers en susters, hoor mooi, dis normaal, dis goed. Gebed en gebod bring spanning in 'n mens se lewe. Dis 'n spanning waarvan ons nooit kan loskom nie. Dis 'n spanning wat eintlik in elkeen van ons se lewe noodsaaklik is. Het jy al hierdie spanning tussen gebed en gebod in jou lewe ervaar? Dan is dit vir jou die versekering dat die Gees in jou werk en dat jy in 'n verhouding met God leef. Maar as daardie spanning egter ontbreek, dan is daar iewers in jou lewe 'n gaping. Dan het jy iewers die balans tussen gebed en gebod verloor. Dan lewe jy of sonder die gebod en gebruik jy net die gebed in noodtoestande soos 'n towerstafie om alles reg te maak, of jy lewe net met die gebod as hierdie rigiede wette, hierdie boksie waarin jy lewe, waar gebed eintlik maar net nog 'n gebod geword het wat ek moet nakom, sonder dat daar 'n ware, lewende verhouding met God is. En dan is dit dalk nodig om na die wysheid van ons teks te gaan luister. Die wysheid wat nie by onsself en ons eie vermoëns begin nie. Nee, die wysheid wat begin met die dien van die Here. Amen.
ons verenig nou in gebed tot God. Onse Vader, in wese is ons sondaars, wat ons eie wet en orde wil vorm. Maar Here, U woord is volmaak. Dit gee lewe. U onderwysing is betroubaar. Dit gee wysheid. U bevele, Here, dui die regte koers aan. U gebod, Here, is helder. Dit gee insig en dit help ons om te weet waar wysheid te vind is. Here, die eise vir diens aan U is goed. Dit staan altyd vas. U bepalings is regverdig. Help ons as dienaars om daardeur te leer en dit alles te onderhou. Help ons om ons eie dwalinge raak te sien en vergewe ons vir sondes wat ons onwetend dink en doen. Weerhou ons van opsetlike sondes en dat dit nie oor ons heers nie. Here, ons wil so graag onberispelik wees en U met hart en siel dien. Mag ons bede kragtig word deur oor te gee, om te gee en aan te gee. Mag wat ons dink, sê en doen tog vir U aanneemlik wees en gebod en gebed 'n werklikheid in ons lewenswandel wees. Here, ons rots en ons verlosser, ons wil U dien as die Allerhoogste. Amen. Gaan heen in die vrede van die Heer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met ons wees elke oomblik van elke dag.